bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Soos julle nou reeds gehoor het, gaan ek met professor Willem Landman gesels van die Universiteit van Pretoria. Goeiemôre professor, dit is heerlik om jou weer hier by ons in die ateljee te hê. Goeiemôre Annika, dit is altyd 'n voorreg. Ek so opgewonde, ek val skoon oor my woorde. So voordat ons begin om te praat oor die seisoen wat nou voorlê, wil ek net eers vir 'n oomblik stop by die seisoen wat verby is. Dit was taamlik te mekaar hierdie somer. Die reën het laat gekom, toe kom die reën uiteindelik en toe wil dit amper nie ophou nie, het dit gevoel. Vertel vir ons, wat het hier 'n rol gespeel? Deur mekaar, maar net soos ons voorspel het. Ons het gesê die seisoen gaan stadig begin. Ja. En een van die redes hoekom 'n seisoen baie keer stadig begin, is die afwesigheid van hierdie sogenaamde geelperske weer wat ons in November baie keer al begin kry. En ons het nie dit regtig gesien hierdie jaar nie. Ons het nie daai koneksie tussen die tropiese weer en die middelbreedte stelsel weer mooi gesien in die November maand wat ons dit gewoonlik sou kry in 'n nat seisoen nie. Maar toe ons hier in middel Desember begin inkom, toe begin die reën los trek en dit het basies omtrent vir 'n maand aan mekaar gereën voordat ons weer 'n bietjie kon asem skep. Dit is die waarheid. Goed, nou dankie daarvoor. Nou kom ons fokus nou op die winterseisoen wat nou voorlê en dan is ons fokus natuurlik veral ook op die Wes-Kaap wat ons winterreënvalgebied is. Maar sê vir ons, waarom is dit moeilik om vir ons winterreënvalgebied 'n seisonale voorspelling te maak? Weervoorspellings werk baie goed daar. Nee, ons weet die fronte se voorspellings werk goed. Maar wanneer ons praat van seisonale voorspellings, dan werk ons met 'n heeltemal ander perd hierso. En ons moet in seisonale voorspellings besef dat die rede vir ons sukses is die invloed van tropiese en subtropiese weer. En die Kaap is ver daarvandaan. Dis meer middelbreedte weer en daai tipe van weer wat meer kortstondig, in Engels transient is. Dit maak die voorspelling vir die Suidwes-Kaap op 'n seisonale skaal nie onmoontlik nie, maar definitief baie meer uitdagend. So nou met dit in gedagte, hoe lyk die winter se seisonale voorspelling vir die Wes-Kaap spesifiek? Ja, ons is nie baie positief oor 'n goeie reënseisoen daar nie, maar soos ek gesê het, mense moet maar 'n bietjie wag om te sien, miskien bietjie dalk nader in die seisoen. Ek dink miskien nog oor 'n maand of wat, sal ons bietjie meer vertroue hê oor ons stellings vir die Suidwes-Kaap. Vir die Suidwes-Kaap. En vir watter dele van Suid-Afrika en vir watter seisoene is ons beter met die seisonale voorspellings? Dit is definitief die beter tyd vir midsomer. Okay. Die lentevoorspellings is al klare uitdaging. Ja. En die midsomer is goed en is veral hier oor die noordoostelike dele, die Limpopo Vallei. En dan ook die noordelike dele van Namibië. Daar's so 'n area waar seisonale voorspellings regtig goed werk. Okay, dit is goed om te hoor. So mense kan altyd nog steeds kyk na die seisonale voorspellings. En wanneer raak dit dan veilig om te begin kyk na die seisonale voorspelling vir die einde van die jaar? So met ander woorde, die volgende somer, gaan dit 'n El Niño of 'n La Niña wees? Ons kan hier in ons winter begin kyk wat sê El Niño en La Niña voorspellings. Ons kan nou al begin kyk, maar dit is 'n bietjie riskant om nou al te waag om te sê gaan daar 'n El Niño of 'n La Niña kom. Wag tot ons so in die winter is. Maar as ons wil sê wat gaan die reën maak, moet ons eers hier by September of Oktober dalk baie keer eers kom om te weet wat gaan hier in die midsomer met ons gebeur. Goed. Professor Willem Landman, dankie. Dit is altyd 'n fees om met jou te gesels en ons sal definitief later die jaar dan weer gesels oor wat ons kan verwag vir einde van die jaar se El Niño of La Niña voorspelling.